Goeiemôre en welkom. God se woord, voedend en altyd vullend. Daar's altyd krag. Ek het al baie keer in die verlede gesê, die Bybel, God se woord is soos 'n vyeboom. As jy gaan groen vye pluk, en kom vye te koop, dan loop jy mos nou na die boom toe en dan sien jy die vye. En dan pluk jy alles en almal wat jy sien. En dan draai jy om 'n stapjie weg. En as jy so terugkyk en sien, maar daar's 'n klomp wat ek gemis het. En elke keer as jy in weg en jy kyk terug na die boom, dan sien jy, wag, hier het ek ook 'n paar gemis. En so, en dit hou jy nogal baie keer lank besig. En dit is hoe God se woord ook is. Ons moet nie net dit lees en dit neersit nie. Ons moet dit oordink. Ons moet mediteer daaroor. Ons moet terugkyk daarna, want daar's elke keer iets anders wat ons sien. Jy sien altyd gou nog 'n stukkie wat jy kan afpluk en miskien vir iemand gee om te eet of te voed of om 'n maaltyd te skep nie. Dit is God se woord. Ek wil vanoggend praat oor die krag van saad, die geheime van sukses. Nou saad is baie kragtig. Ons weet die potensiaal, ek het op 'n stadium gepraat oor die potensiaal van saad, die groeikrag en daardie potensiaal is in ons. Dis hoe God werk in lewens. Dis die krag van saad. God maak nie net beloftes nie, maar hy gee ook die saad vir daardie beloftes om in verwerkliking te kom. Die klippies wat Dawid opgetel het om Goliat mee te gooi, het God nie gou vinnig rondgeskuur nie. Hulle is deur die eeue gemaal en voorberei vir 'n oomblik toe dit nodig was om 'n reus neer te vel. En dieselfde in my en u lewe, ons het al die saad, ons het al die dinge wat ons nodig het, wat God reeds beskik het, wat ons miskyk, waaroor ons elke dag miskien loop en struikel. Maar dis klaar daar, dis saad wat klaar is, wat ons moet gebruik om iets vir God se koninkryk te doen. En ons mis dit so baie keer. Daai klippies was gerol en tot 'n sekere grootte deur die natuur. Nie toevallig, sodat dit effektief kan wees. Weer eens die saad wat God, die dinge wat God voorsien in ons lewe om 'n verskil te maak, is reeds gevorm om effektief te wees vir die oomblik waarin ons dit moet aanwend. Die saad kan iets bekend wees wat ons nie na waarde ag nie. Dis iets wat dalk, dink nie veel van die ding nie. Dit lê maar aan een kant, dit lê in 'n laai vergete. Dis 'n talent wat ek nie meer beoefen nie, want daar's die geleentheid daarvoor nie, dit is tog, ek voel nie meer om dit te gebruik nie. Wanneer God die belofte aan jou maak, het hy reeds die saad voorsien. As hy sê jy is meer as oorwinnaar in die woord, dan het hy reeds die saad voorsien. As hy sê jy is tot alles in staat, is jy reeds gekoopt. Dit voel nie so nie. En dis die gevaar van gevoelens, wat ek altyd sê, oppas vir gevoelens en emosies, want dit kan ons mislei. En die vyand in ons vlees gebruik het baie maklik om ons spoed te breek, om ons onbekwaam te maak. Ons moet ophou om ons self jammer te kry en te sê, ek is nie goed genoeg nie. Ek het eendag vir iemand gesê en die persoon het my verkwalik. Omdat ek gesê het, jy moet ophou om te sê jy is goed genoeg. Want as sy gepraat het, was dit altyd, jong, ek is nie goed genoeg nie, ek is goed. Toe sê ek vir die Here lê op my hart, ek wil dit vir jou sê, en die vrou het ontken, sy het gesê, nee, sy doen dit nie. 3 weke later, toe bevestig iemand anders dit aan haar persoon. Toe doen sy dit weer, en die persoon sê van, moenie dit doen nie, jy breek jouself af. Ek het niks gesê nie, ek het net so aan haar skouer geraak en van gesê, die Here is dan baie getrou. Want God bevestig baie keer dit wat mense nie van ons af wil hê nie. Maar ons moet nie stil bly nie, omdat ons bang is om aanstoot te gee nie. Ek het van die begin af gesê, toe ek in bediening betrokke geraak het, het ek gesê dat as ek nie aanstoot gee nie, is ek besig om people te please, en ek kan nie dit doen nie, want ek moet nie arrogant wees en met die sambok heelig loop nie, maar ons moet onsself en mekaar attent maak op God se woord, op daar waar ons misvat. Toegang is die saad vir geleentheid. Toegang tot mense, tot plekke, om jou nuwe geleenthede te gee. Baie besef nie wat hulle reeds tot hulle beskikking het. Die mense wat jy ken, nie om hulle tot voordeel te misbruik vir eie gewin nie, maar om hulle te gebruik vir God se koninkryk, om dinge te doen, om 'n verskil te maak, nie noodwendig in hulle lewens nie, maar om hulle te gebruik, om ander te motiveer. Dit is baie keer 'n kettingreaksie, dit is nie net ek en jy nie. Dis baie keer, dikwels baie meer, en die toegang is die saad.
om toegang tot geleenthede, tot mense, tot plekke te hê. Die geleentheid om jou verskil, jou talente en jou gawes te vertoon. Dis die toegang wat die saad vir geleentheid is. Identifiseer die saad wat reeds in jou geplant is. Wat jou toegang tot mense en geleenthede verskaf. Geveg is die saad vir gebied. Jy kan nie jou gebied vergroot sonder gevegte nie. Word vaardig in die gevegskuns. Moeilike woord vanoggend. As jy meer wil hê, as jy glo dat God jou meer beloof en jou gebied wil vergroot. Moenie dit gaan doen vir eie gewin nie, vir materialistiese en vleeslike begeertes en behoeftes, en dis nie waarvan ek hier praat nie. Maar as jy jou gebied wil vergroot om God se koninkryk te bevorder, om mense te beïnvloed, om te draai na die Here, dan moet jy veg. Daar die huwelik, die kinders, die besigheid. As jy meer gebied wil hê, verklaar dat jy bereid is om te veg vir enigiets wat God jou wil gee. Ons kan nie altyd net sit en, o Here voorsien nie, Here voorsien nie. Ek het ander Sondag gepraat oor die man van by Bethesda wat gesit het en wag het. En ons wil baie keer soos hierdie ou sit en wag dat God moet dinge. Ek het laas Sondag gesê, ons moet uit ons comfort zone uit, ons kan nie God uit ons comfort zone uit dien nie. Ons moet opstaan en aksie neem. Soos ek veg, dan neem ek aksie. Nie veg noodwendig ten bloede nie, maar ek moet veg vir reg en geregtigheid. Elke keer wat jou lewe na 'n volgende vlak beweeg, was daar gevegte. Ek wil amper sê, elke 5 jaar is daar 'n wesenlike verandering in ons lewens. Ons sien dinge anders, ons word meer volwasse. Ons besef, ons het seker dinge nie meer nodig nie. Dis nie so belangrik as wat ons 5 jaar terug gedink het nie. Ons het regtig nie nodig om te beklei daarvoor. So daar's vlakke, en elke vlak vra dat ons sal veg. Nie net vir oorlewing nie, maar om 'n verskil te maak. Die Goliats verskyn nie alvorens jy nuwe grondgebied betree. Dit wat God jou beloof het. Nie dit wat jy wil hê nie, en ek wil hê nie, maar dit wat God jou beloof het. Israel het geen reëse in die woestyn geveg. Daar was geen probleem nie, hulle het maar net geloop en manna geëet en gemaun en dors geraak en afgodsbeelde gemaak en afvallig geraak en. So daar was geen reëse op hulle pad nie. En baie mense gaan deur die lewe en hulle ervaar nooit reëse nie, want hulle ploeter maar net voort. Hulle het geen ambisie nie. Hulle veg nie vir dit wat hulle glo God wil. Die Israeliete kon nie die visie hê, of daardie geslag kon nie die visie hê van die beloofde land nie. Dit was 'n onwerklikheid. Dit was 'n ontoeganklike plek as gevolg van die reëse en die rapport van 10 mense. Maar die geloof van 2 mense het die verskil gemaak vir 'n nuwe geslag. Die oomblik toe Israel hulle voet in die beloofde land sit, toe kom die reëse. Maar die reëse wil nie hê dat ons nuwe grondgebied moet oorwin nie, inneem nie. Die reëse wil dit nie hê nie. So hulle gaan alles probeer om ons teen te staan. En elkeen van ons het ons eie reëse waarteen ons veg. Dis nie 'n common denominator nie. Ja, daar is miskien hier en daar raakpunte, maar elkeen van ons het ons eie area waar ons beweeg. So ons het ons eie unieke uitdagings en reëse wat ons moet oorwin, wat ons moet verslaan. Die teenwoordigheid van reëse beteken jy jou beloofde land betree. Dalk is dit nie net oorvloed van melk en honing nie. Dis nie net glory en die Here is so goed nie. Nee, dis 'n uitdaging. Kry jou swaard uit, want 'n geveg gaan kom. Jy moet verdedig dit wat God aan jou beloof het. Jy kla en mor nie, maar staan op en veg vir die nuwe gebied wat deur God gegee word. Ons is baie keer, ons moan ons graag. En ons worry ook so lekker. Nee, ons moet warriors word vir God, nie worries nie. Warriors, soldate vir God, dit is wat ons moet doen. Moenie beklei vir gebied wat God nie vir jou gee nie. Met ander woorde, jou eie begeertes en naaiwer en al die dinge. Beklei vir wat joune is, nie begeerte of eie wil nie, maar God se wil. Dankbaarheid is die saad vir blydskap. Die stap vertrek binne
Jy is net bewus van wat verkeerd is. Jy sien, die mure dop af, die dak sak in, die ligte brand nie. Ons is geïnfekteer met goorgedagtes. En dis hoekom ons dit het. Vir sommige mense bly die glas half leeg. Hy is nooit half vol. Vir sommige mense het maar net daai gesindheid. Hulle verkies om in negativiteit te leef. As jy vandag negatief en depressief voel, dan is dankbaarheid die saad vir blydskap. Ja, maar Gerard, jy verstaan nie, wat het ek om voor dankbaar te wees? Jy ken nie my nie, jy weet nie hoe sukkel ek, finansies, man. Kom praat met my, kom ons vat 'n koppie koffie. Dan praat ons 'n bietjie oor die goed. Ons almal gaan deur toetse en myne is erger as joune. Maar God, dank ek wil nie joune hê nie. Want ek sukkel om myne te oorwin, nou hoe gaan ek joune oorwin? En ek kan nie jou oorlog vir jou veg, ek kan saam met jou glo, ek kan saam met jou bid, ek kan saam met jou vertrou, ek kan die saad van dankbaarheid saam met jou deel. Ek moet dankbaar wees, want daar's mense wat nie kan loop nie, daar's mense wat nie kan hoor, sien en praat nie. Daar's mense wat so siek is, dat hulle nie 'n normale lewe kan lei nie. Maar jou gesindheid, jou attitude, dis wat die verskil maak. Jou omstandighede bepaal nie jou blydskap. Dis wat jy maak daarvan. Dis of jy blymoedig wil wees, of jy dankbaar wil wees vir dit wat God het. Nie tevrede nie, daar's 'n verskil. Ek sê nie ons moet tevrede wees met die bietjie nie. Ons moet streef na meer om ons grondgebied te vergroot, het ons gesê. Maar ons moet dankbaar wees vir die geleenthede wat op ons pad is. Ons moet dankbaar wees vir dit. Ons sit miskien met 'n hoofpyn of 'n skeet. En ons vertel dit graag vir mense, ek het so 'n pyn nie, en dan wil die ander se pyn beter wees as myne, en so gaan ons aan. Maar hoeveel keer, wanneer ek en u ons monde oopmaak, dan vertel ons vir mense hoe dankbaar ons is, vir dit wat ons het. Of oorspoel die moan, die worry, die klaar, oorspoel dit ons dankbaar. Verdoof dit. Moet ons 'n bietjie daai goed, bietjie wegskop en ons dankbaarheid uithaal daarvan. Want ons het eintlik baie om voor dankbaar. Ons het 'n wonderlike, fantastiese God wat ons kan dien. En die wêreldse standaarde en die mense se waardesisteem is dan van voorspoed en rykdom en aansien en status. Maar hierdie dinge gaan niks beteken die dag wanneer ons voor die Here staan. Ons gaan nie belonings kry vir hoeveel geld ek in my bank gehad het nie. Hoeveel grade ek agter my naam gehad het nie. Ja, dis belangrik in 'n sekere sin. Maar dis nie die belangrikste nie. Die belangrikste is my verhouding met Jesus Christus. Ons is geprogrammeer om net die negatiewe raak te sien. Die groot wit laken met die swart kolletjie. En ons sien, kyk die swart kolletjie op die mooi wit laken. Dis wat mense raak sien. Dit is nie nodig om paal negatief te kyk na dit. Ons moet realisties wees. Ons moet hardop ons dankbaarheid bely. Saad wat blydskap gaan laat groei. Gebrek aan saad van dankbaarheid is saad vir depressie, ontmoediging, negativiteit, en sak en as te verval. Want ek is nie dankbaar nie. Ek is my oë is gefestig op meer, op ander. Ek voel nie die verskil nie, as dinge om my nie verander nie. Dan wil ek vanmôre vir jy sê, begin om van binne af te verander. Romeine 12:2 sê vir ons, word vernuwe, word nie gelykvormig nie, maar word vernuwe in jou denke. Begin hier binne. Begin jou daai hier binne. Begin jou gesindheid, begin jou gevoelens vir jou wederhelft, begin dit te verander hier binne. Jou uitkyk op die lewe, op die probleme wat op jou pad kom, die situasies waarin jy miskien nou is, begin verander dit binne in jou, sodat dit rondom jou kan verander. Be the change. Be the change. Moenie gaan op gevoel nie. Konfrontasie is die saad vir verandering. Alles wat nie gekonfronteer word, die vermeerder. As jy nie die onkruid in jou tuin beveg nie, as jy dit nie aan konfronteer en dit uittrek of doodspuit nie, dan neem dit jou tuin oor. As jy nie jou gras sny nie, dan raak dit 'n oerwoud.
Jy moet dit konfronteer. Alles in jou lewe moet jy konfronteer. Evalueer. Jy moet jou man en jou vrou ook konfronteer, nie op 'n lelike manier nie. Waar was jy? Hoe kom jy nou eers hier by die huis? Nie daai klas van konfronteer nie. Ek praat van konfronteer in die sin van, hoe kyk ek na hom? Hoe kyk ek na haar? Wat ervaar ek? Ek moet praat met my ander party daaroor en sê, ek hou nie van dit nie, of dit pla my. As ek dit nie sê nie, as ek dit nie konfronteer nie, gaan dit maar net aangaan, dit gaan vermeerder, dit gaan nooit weggaan nie. Dit gaan nie verander nie. As jy nie hou van jou lyf nie, konfronteer dit. Gaan gym toe. Kry 'n gesonde dieetprogram of oefen. As jou haarstyl jou nie aanstaan nie, konfronteer dit. Knip aan haarstyl. Toe ek myne begin verloor, was nie nice nie. Maar toe konfronteer ek, toe gaan skeer ek dit af. En nou het ek nie meer probleem. Nou het ek nie my haar nie, ek het geen haar. Probleem opgelos. Maar ons moet konfronteer dit wat in ons lewe is, wat ons pla. As ek iets het, wat ek nie meer sukkel, konfronteer dit, doen iets daaromtrent. Kry hulp. Kontak iemand, laat iemand vir jou bid, of saam met jou bid. Konfronteer. Konfronteer dit wie en wat jou plaas, sodat verandering kan plaasvind. Nie konfronteer in die sin van beklei en veg nie, konfronteer. Spreek dit aan, doen iets daaromtrent. Kry iets gedoen daaromtrent, as jy nie alleen dit kan doen nie. God se leiding, om God se leiding te kry, moet ons, om dit te konfronteer, moet ons ophou om godsdienst te speel. Ons moet ernstig raak met die Here. As ek voel my geestelike lewe is nie op die vlak waar dit behoort te wees nie, dan moet ek dit konfronteer. Ek moet iets begin doen. Ek moet 'n tyd uitsit vir stilte tyd. Ek moet tyd maak om Bybel te lees. Ek moet betrokke raak by mense wat nie net holy moly nie. Ek moet betrokke raak by mense wat ernstig is met die Here, wat my oplig. Luister as jy saak vir kennis. Luister fyn wanneer iemand met jou praat. Moenie net die woorde hoor nie. Begin hoor dit wat nie gesê word. Want in 'n gesprek, wanneer iemand praat, is daar baie keer pyn, woede, frustrasie, moedeloosheid, wanhoop, opgee. Dis hierdie dinge. Ons moet nie dinge sien waar daar nie is nie. Ons moet nie ons eie gevolgtrekkings en ons eie dinge doen nie, maar ons moet hierdie dinge konfronteer. Ons moet luister, maar dit is saak vir kennis om 'n verskil te kan maak. As jou man of jou vrou iets in frustrasie sê, hoekom? Dit is saak vir kennis. Iemand probeer vir jou iets sê. Luister met oorgawe. Luister wat en hoe sê die persoon dit. Nie om aanstoot te neem nie, nie om te veg en te beklei nie, nie om die persoon te probeer verander nie, maar luister. Respek is die saak vir toegang. Respek, sit gou op ons aan. Respek gee toegang tot 'n goeie toekoms. As jy nie respek vir jouself het nie, gaan jy dit ook nie verander nie. As jy nie respek vir jou ouers en gesag het nie, gaan jy nie 'n goeie toekoms hê nie. Respek is die vermoë om iemand te beloon. Die regte woorde, omgee en ook stilte. Soms word verskil in opinie en siening beter hanteer deur stilte, maar stilte. Dit gaan nie altyd om te oortuig ek is reg of verkeerd. Dis die belangrikste. Aanbieding is die saak vir aanvaarding. Mense kyk na die uiterlike voorkoms en God kyk na die hart. Ek fokus net op God, nie op mense die opinie. Dit is my lang terug nie meer belangrik geworden. Dan sekere sinne, as jy iets doen, vervaardig, werk, of iets doen om mense se opinie te hoor of dit reg, die gehalte goed is, maar ek rig nie meer my lewe volgens mense opinie nie. As hulle nie hou van hoe ek lyk en wat ek is nie en hoe my klere, as dit skole netjies is, het ek nie saak om enige iemand nie. Jy mag baie goeie dinge in jou hê, maar as jy buite woes lyk, dan gaan jy toegang tot mense nie. Aanbieding. Hoe lyk ek? Hoe kom ek voor? As ek gaan vir werksonderhoud en my hare is nie gekam nie en my asem ruik na knoffel, dan ek staan met 2 knoffelbrode opgee.
Ek lyk slonsrig, ek lyk of ek die wasgoedmandjie aangetrek het. Dit gaan nie werk nie. Jy gaan nie die job kry nie. Jy hoef nie das aan te sit en tof nie, maar jou aanbieding, dit wat jy aanbied vir mense, kos. Die aanbieding daarvan. Hoe dit lyk maak, en dan trek ek vir mense om dit te aanvaar en te eet. Dit kos nie veel netjies te wees nie. Maar aanbieding neem tyd en geduld. My pa het altyd gesê, jy kan arm wees, maar jy kan ook wees. Esther in die Bybel was vir 'n jaar lang met olies geweek en ingesmeer.